Gemeente, goeiemôre. Ons teksgedeelte vir oggend is Lukas 19, hier vanaf vers 1 tot en met vers 10. Ons lees, Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. En daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om vir Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit, klim in 'n boom, en hy wil 'n vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en met Jesus met blydskap ontvang. Almal wat gesien het, het beswaar gemaak en sê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbeld terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wie verlore is. Ons tema reeks met die 40 dae is die tema tuis. Die simboliek wat ons gebruik vir hierdie tydperk is 'n deur. Nou weet ons dat 'n deur gee vir jou toegang na 'n huis toe. En ons het verlede week simbolies gesê, kom ons praat oor die deur wat na jou slaapkamer lei, waar dit gaan oor daardie ruimte waar jy eintlik maar net jouself is, met jou diepste nood, jou diepste bekommernis en vrees in die nag. En het ons mekaar herinner dat die Here nie net betroubaar is nie, maar dat die Here op 'n baie intieme manier in my en jou lewe betrokke is, so naby aan ons is, deurdat hy sy gees as voorspraak in ons harte gee, om vir ons te herinner dat God betrokke en teenwoordig is in ons lewe. Ons kyk vandag na die deur wat lei na jou gastekamer. Nou, ek onthou toe ek op skool was my ouers op daai stadium in Bloemfontein, toe ek in Robertson gebly het, en baie keer is jy naweke genooi om by iemand te gaan kuier. Een vriend van my, Roberry, se pa het my gereeld genooi, en die wonderlike was baie keer dat wanneer jy by hulle gekuier het, dan was ons genooi om baie keer in die aand by hulle te kom sit, en dan praat ons sommer net oor die week wat verby is, en wat met jou gebeur het in die week, en dit was eintlik so kosbaar geweest. Ek onthou altyd weer dat dit vir jou geweldig spesiaal gevoel het, en dit vir jou gevoel het, dat mense vir jou omgee, en dat jy waarde het. Ons gaan vanoggend kyk na die tema van gasvryheid, maar dan ook gasvryheid eintlik teenoor hulle wat anders as ons is, hulle wat ons sien as verlore. Daar's 'n pragtige opmerking wat iemand geskryf het deur te sê, as mens dink aan spiritualiteit, jou verhouding met die Here, dan gaan dit nie net altyd oor hoe jy omgaan met die woord van die Here nie, maar gasvryheid word ook gesien in hoe ons reageer na ander, na mense buitekant ons. En gasvryheid word dan ook die kenmerk van 'n lewe van 'n Christen, om mense te kan ontvang, om mense uit te reik, om vir mense te laat tuiskom, ook in 'n geloofsruimte, is die kenmerk van 'n Christelike kerk. Jimmy Dorrell skryf in sy boek Pass with Potatoes Please, dat hy sê, who sits at our dinner tables is an important indicator of our spiritual condition. Iemand het in die week op 'n groep waarop ek is, 'n video gestuur, waar daar ook gesê is dat as mens gaan kyk na die invloed wat jy as Christen het oor die wêreld, is die bekommernis eintlik dan, wanneer jy tot bekering kom, is dit eintlik die tydperk wat jy nog die naaste is aan mense buite kan die kerk. En dan omring jy jou met 'n geloofsgemeenskap, en die oomblik wanneer ek in 'n geloofsgemeenskap inkom en leef binne die geloofsgemeenskap, verloor ons dikwels ook die kontak na buite. Ons beleef in hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het oor Saggeus, dat die Here vir ons leer om te gaan stil staan, en om in te kan kom in die huis ook van ander.
Nou, as mens gaan kyk na Saggeus, weet ons hy was die hooftollenaar. Ons weet hy was eintlik iemand wat glad nie gewild was in die dorp waarin hy gebly het nie. Want die hooftollenaar was eintlik amper die skelmste van die skelmste, want hulle het geld ingesamel vir die Romeinse owerheid, en verder kon hulle dan ook 'n hoë rente belas, wat dan ook vir hulle inkomste gegee het. En dan verstaan ons dat hulle self dikwels verryk het ten koste van die inwoners van daardie dorp, en dat hulle baie keer dan ook baie ryk was met hierdie ongelooflike hoë belastings wat hulle van mense gehef het. En dan lees ons dan dat Saggeus hierdie behoefte het om Jesus te kan sien. Ons weet hy was 'n kort man, ons weet hy doen die onwaardige om in 'n boom te klim, iemand wat status gehad het in die samelewing het nie in 'n boom geklim nie, maar die drang, die begeerte om Jesus te sien, om Jesus dalk te leer ken, was vir hom so oorheersend, dat hy al hierdie reëls oorskry en dan in hierdie boom klim, om Jesus te kan sien in sy verbygaan. Ongelooflike van hierdie verhaal is dat die Here eintlik alreeds hierdie ontmoeting met Saggeus beplan het. Want toe Jesus by hom verbykom, lees ons dan dat hy staan en opkyk en vir Saggeus innooi en sê, ek wil vandag by jou huis tuis kom. En met hierdie woorde wat die Here vir Saggeus sê, kom daar 'n ontmoeting van Saggeus ook met God. Kan ons sê, kom daar 'n bekering, en die bekering is eintlik die gevolg van die ontmoeting wat God ook met hom het. En nou hoor ons hoe die gemeenskap memoreer, hoor ons hoe dat die gemeenskap eintlik beswaar maak, dat die Here by sondaar mense tuis gaan. Maar God kom en hy ontmoet Saggeus en hy bedien hom met sy gasvryheid. Omdat God die potensiale mense raak sien, omdat die Here sê, ek het gekom vir sondaars. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die ongelooflike van hierdie verhaal is die invloed wat Jesus op Saggeus se lewe gehad het. Toe hy tot inkeer kom dat hy vir die Here sê, dit wat hy van mense afgepers het, gaan hy teruggee. Hy wil regmaak deur dit wat hy onregverdig bekom het, om dit nie vir homself te hou nie, maar om reg te maak teenoor hulle wat hy benadeel het. Ons lees onder andere dat Clemens van Alexandrië, 'n vroeë kerkvader, in sy boek Stromata gesê het, dat Saggeus deur die disippels Matthias genoem was. Moontlik was dit hierdie Matthias, wat dan in die plek gekom het van Judas Iskariot, binne die disipelkring. Ons lees ook dat Saggeus die eerste biskop was van die kerk in Caesarea. En dan beleef 'n mens net dat wanneer God jou lewe aanraak, kom daar 'n radikale verandering in jou hart. En die Here kom en hy herstel hom en hy sê, ook hy het tuis gekom, want hierdie man is 'n kind van Abraham. God herstel sy verhouding na Saggeus. Hy herstel Saggeus se posisie in die samelewing as gelowige, as kind van God. En die impak daarvan is nie net vir homself nie, maar die samelewing verander deurdat sy hart verander het, 'n invloed oor hoe hy sy belasting insamel en hoe hy daarvan uit dit geleef het en die gemeenskap word verryk, dit wat die Here in sy hart kom doen. Ek wil vanoggend vir jou uitnooi deur te sê, om 'n Christen te wees is nie net om met die woord van die Here besig te wees nie. Dit is ook om gasvryheid te leef teenoor ander. As ons vandag die deur van ons gastekamer oopmaak, wie nooi jy in? Met wie het jy verhoudinge in hierdie gemeenskap? Nou wie toe reik jy uit as 'n deur, sodat mense Christus deur jou kan leer ken? Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend kom bid en sê, help vir ons om gasvry te wees, help vir ons, Here, om 'n deur te wees na hierdie wêreld, sodat mense tot geloof in U kan kom. Amen.